kom sy salwing oor jou lewe en dan word jy 'n instrument van besonderse gebruik. Wanneer jy aan die Here ietsie gee, kom hy deur sy gees. Hy bekragtig jou en hy maak jou 'n bruikbare instrument vir hom. Halleluja. As jy dit nie gebruik nie, bly dit maar net 'n ervaring. Moenie toelaat dat jou ondervindings net maar ervarings bly nie. Partykeer is hy net sprakeloos en ou weet nie wat om te sê nie. Here, die roeping op ons lewens is partykeer so groot, as ons bewus is daarvan. Here, dan sê ons versigtig, have your way in me. Here, vanaand kom ons en ons verklaar en ons sê, Here, ons is beskikbaar. Here I am, Lord, send me. Here, wat die roeping en die bediening en die doel van ons lewens is, Here, weet U alleen. En Here, wanneer ons vanaand hier sit en ons is onseker en ons weet nie, maar kan ek dit doen, kan ek dat doen, ek weet ek wil graag betrokke raak. Here, bid ek dat U Gees in elkeen van ons harte sal werk en Here, U ons sal lei. Here, U woord sê, word deur die Gees gelei. Here, mag die Gees ons vanaand lei om die regte besluite te neem. En Vader, mag ons konstruktief en vrugbaar wees in die bediening tot Christus in hierdie kerk, Here. Here, ons bid dit vanaand, Here, dat 'n verandering in ons kerk sal wees. Ja, Here, ons is 'n paar mense vanaand hierso, maar Here, ons moet nooit dit gering ag waar U betrokke is en U teenwoordig is nie, Here. Here, werk vanaand in ons. Lord, we say, have your way in us. Have your way in me tonight. Here, ons aanbid U so. Here, ons verklaar vanaand dat ons U liefhet. Here, ons is nie hier vir allerhande. Ja, dit is lekker om met ons vriende te wees en by die kerk te wees en deel van die kerkfamilie te wees. Maar Here, boven dit al, is dit lekker om in U teenwoordigheid te wees. Het is lekker, Here, om U liefde te ervaar. Het is lekker om te sê, Here, ons het U lief. En ons sê vanaand weer eens, dit is ons harte uit, Here, dat ons U liefhet. Bo alles, Here. Come and have your way in me tonight. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. So ontdek jou plek en ontdek jou bediening is heel waarskynlik een van die onderwerpe wat die naaste aan my hart lê. Ou pastore sê altyd in die ou dae gepraat het. Hulle sê, weet, pastoor, daar's mense in die gemeente wat 34 maande swanger is. Sê 34, dis nie moontlik nie. En hulle het altyd van hierdie storie gepraat. Hulle moet geboorte gee aan ietsie, maar hulle gee nooit geboorte aan ietsie. Hulle moet geboorte gee aan 'n bediening, hulle moet gebruik word met die Here, maar hulle sit net in die banke. Ons is swanger van liefde, swanger van bediening, swanger van potensiaal, maar ons leef dit nie uit nie. Sê vir die persoon langs jou, God wil jou gebruik. God het jou ontwerp vir 'n doel. Jy is nie vanaand toevallig hier nie. Is daar iemand gou vinnig wat vir my kan sê, wat is ons gemeentevisie? Vinnig. Lief vir God, lief vir mekaar, lief vir die gemeenskap. En wanneer ons vanaand kyk na jou bediening, leef jy jou bediening uit in elke sfeer van hierdie 3 belangrike dele. 'n Liefde vir God, we minister unto God, wat belangrik is, ons bedien hom, en dan ook tot ons naaste, die gemeente, en dan ook tot die gemeenskap. En dis wat God jou wil gebruik. Amen. En wanneer ek met jou praat en ek vanaand vir jou sê, jy is ontwerp vir 'n doel, wil ek vir jou sê, jy is nie toevallig hier nie. Amen. Die Here het 'n plan met jou lewe. Daar is 'n bekende gedeelte in Psalm 139 en daar staan die volgende: God het jou in die moederskoot gevorm. Sê gou, ek is gevorm. Okay. Ek is gevorm. En ek wil jy met daai woordjie vorm vat vanaand. 4 belangrike beginsels as jy dink
oor waar God jou wil gebruik en die bepaalde bediening wat jy het. En wanneer jy aan hierdie 4 beginsels dink, gaan dit net jou help om 'n bietjie duidelikheid te hê oor waar God jou wil gebruik. Amen. So die heel eerste een, as ons kyk na vorm, die V, wil ek met jou praat. Sê gou vir jou langs jou, jy het vermoëns. Okay. 'n plat Afrikaanse woord is jy het talente. Die Here het vir jou talente gegee. Kom ons kyk gou wat sê 1 Petrus 4 vir ons. 1 Petrus 4 vers 10 staan daar. Derdens, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Luister, ouens, hoor gou. God het aan sommiges. Nee, hy het aan elkeen. Sê gou, ek het iets ontvang. Ek het gereedskap in my hande. Ek het 'n genade. God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien. Nee, jy moet sit in die banke. Nee, met hierdie gawes moet ons mekaar dien. Ek het iets ontvang om ander mense meer te dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Amen. God wil deur jou ietsie doen. Is dit nie ongelooflik besonders nie? Is hierdie versie nie iets wat jou motiveer nie, hè? Here, ek het 'n genadegawe en dit is om ander te dien sodat God se ryk liefde, sy genade deur my na ander kan vloei. Ons weet ons gebruik 'n gesegde, Here, ek wil 'n instrument wees. Here, ek wil 'n kanaal wees waardeur U werk. Kan jy jouself indink dat die koning van die konings, die een wat hierdie heelal geskep het, deur jou as mens, feilbaar, gebroke partykeer, dat die Here jou wil gebruik om 'n verskil te maak. Halleluja. Is God nie goed nie? Amen. Jou mense het altyd gesê God slaan 'n reguit hou met 'n kromstok, maar hy slaan 'n hou. Halleluja. En God wil jou gebruik om 'n verskil te maak. Ons eer die Here. Efesiërs 2 vers 10, ons kan hom net so vat. Want ons is God se handewerk. Sê gesaam met my, ek is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Sê gesaam met my, ek is bestem vir goeie werke. Is dit nie besonders nie, hè? Jy is bestem vir goeie werke. God wil iets met jou doen. Ons almal het genadegawes ontvang. En dis hierdie vermoëns. Ouens, hier is hierdie natuurlike vermoëns wat ons het. Sommige mense is meer musikaal as ander. Amen. Sommige mense is meer kan beter praat as ander mense voor ander mense. Ons het hierdie natuurlike vermoëns. Maar wanneer jy jou natuurlike vermoëns beskikbaar stel dat die Here dit kan gebruik en dan kom sy salwing oor jou lewe en dan word jy 'n instrument van besonderse gebruik. Tot in hoërskool, selfs na hoërskool, was ek bang om voor mense te praat. En hier staan ek vanaand. Halleluja. Wanneer jy aan die Here ietsie gee, kom hy deur sy gees. Hy bekragtig jou en hy maak jou 'n bruikbare instrument vir hom. Halleluja. Jy het sekere vermoëns. En moet jou nooit, wanneer ek praat oor vermoëns, moet jou nie self vergelyk met die ou langs jou nie. Halleluja. Kyk na die ou langs jou. Ek is bly ek sien jy nie. Okay. Nee. Okay, jy het unieke vermoëns gekry en as jy nie jou gawes, jou talente gebruik in God se koninkrykie, dan mis ons ietsie. Is dit reg so? Die Here wil jou gebruik. Die O, wanneer ons praat oor vorm, is ondervinding. Sê gesom met ondervinding. Baie mense sê ondervinding is dit wat met jou gebeur. Nee, dis nie ondervinding nie, dis net 'n ervaring. Ondervinding is wanneer jy gebruik dit wat met jou gebeur het. Hoor mooi, ondervinding, sonder om dit te gebruik, is maar net 'n ervaring. Elkeen van ons wat vanaand hier sit, het 'n bepaalde ondervindings al gehad in hierdie lewe, nê? Wie van julle het al verhoudingsondervinding gekry? Okay, nê? Wie van julle het al konflikoplossingsvaardighede ontwikkel in jou lewe? As jy getroud is vir 'n jaar of meer, nê? Konflikoplossingsvaardighede. Okay, maar een ding wat ek agtergekom het, die Here gebruik ook jou opvoedkunde, jou akademiese ondervindinge, dinge wat jy geleer het. Hy gebruik selfs jou geestelike ondervinding. Maar hy gebruik selfs ook jou seer en jou pyn. Luister, niks wat met jou gebeur is toevallig nie. God gebruik die lewe om jou te vorm vir 'n spesifieke en bepaalde bediening wat hy vir jou het. Kom ons kyk gou 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3 af. Daar staan: God die Vader van ons Here Jesus Christus word geprys.
Hy is die Vader van barmhartigheid en die God wat in elke opsig bemoedig. In al ons swaar kry, bemoedig hy ons. Hy doen dit sodat ons ook in staat sal wees om mense in al hulle swaar kry by te staan met dieselfde bemoediging waarmee God ons versterk het. Verstaan jy? God gebruik jou ondervinding in hierdie lewe. God gebruik elke aspek van jou lewe om jou te vorm. Ek het baie keer na my eie lewe gekyk en besef, maar Here, hoekom was my kinderlewe so moeilik? Ek staan vanaand hier met julle en ek besef, ek het swaar kinderlewe gehad, maar die Here het daai ervaring gebruik, my ondervinding gegee, dat ek vandag met 'n jong kind so kan sit en presies verstaan en ervaar en beleef wat hy deurgegaan het. En ek kan raad gee en ek kan bemoedig en ek kan vir so 'n persoon bid. Hoekom? Want die Here het my bemoedig en ek kan ander met dieselfde bemoediging bemoedig. Amen. So saam met my, ek het ondervinding. As jy dit nie gebruik nie, bly dit maar net 'n ervaring. Moenie toelaat dat jou ondervindings net maar ervarings bly nie. Pas dit toe in jou lewe. Sê saam met my, roeping. Roeping. Iets gebeur by wedergeboorte. Wat gebeur by wedergeboorte? Jy word verander, man. Jy word vernuwe. Wie doen daai nuwe werk in jou lewe? Wat sê die Bybel? Dis die Heilige Gees wat my kom verander en my kom vernuwe. Hy sê toe ek wedergebore is, ek heeltemal 'n ander mens. Die Here Jesus het my heeltemal nuut kom maak, nê? Nee. Hy begin in my werk en hy skep in my, iewes skielik is daar hierdie begeerte om ander mense te dien. Ek wil iets met my lewe doen. Iewes skielik voel ek my lewe het 'n doel. Iewes skielik besef ek wil nie net hier wees nie. Ek wil nie net bestaan nie. Ek wil ten volle leef. Ek wil in oorvloed leef en ek wil deur Jesus gebruik word. So wanneer ek besef dit, dan sê 2 Timoteus 1:9, hy sê, hy het ons gered en geroep. Sê gesaam met my, ek is gered, maar jy is ook geroep. Roeping is vind na wedergeboorte plaas, wanneer die Here so sterk deur sy Gees in jou hart kom werk, hy het jou kom nuut skep, en hy gee vir jou 'n besonderse opdrag, dat jou lewe doel het. En jy word iewes skielik nie net 'n geredde nie, jy word 'n gestuurde. Sê vir jou langs jou, ek is gestuur. Okay, jy word iemand wat 'n impak deur jou lewe kan maak. Jy is nie net hier nie. Jy is nie net doodgewoon nie. Jy is buitengewoon. Want die Heilige Gees kom bekragtig jou met krag van bo. Halleluja. So met ander woorde, ek het hierdie vaardighede in my lewe. Ek het hierdie ondervindings wat ek opgedoen het. Maar my wedergeboorte gebeur daar ietsie. Ek ontvang hierdie kosbare roeping. Ek is nie net gered om gered te wees nie. Ek is gered om 'n verskil te maak. Halleluja. Okay, ek is gered om duister te bly. Nee, ek is gered om lig te wees. Ek is gered om sout te wees. Ek is gered om 'n verskil te maak waar ook al ek beweeg. Iets gebeur wonderlik in daardie verhouding met Jesus Christus. Iewes skielik wanneer hy hierdie begeerte in my wek om te dien, dan word ek iewes skielik bewus van sy Heilige Gees. Ek word bewus van gawes. Dan begin ek dinge doen wat my hande vind om te doen. En iewes skielik kom God deur sy woord. Hy kom deur mense en hy kom deur omstandighede en hy bevestig sy droom oor my lewe. God droom oor elkeen van ons en sy droom is kosbaar. Ons is hier om die Here lief te hê. Ons is hier om ons naaste lief te hê. En ons hier om ons gemeenskap lief te hê. En ons almal sê, halleluja vir dit. Kom ons kyk gou wat sê Kolossense 3, vers 23. Pak alles gemotiveerd aan. Eksamen ook, né? Vir die hele jonges. Okay. Dit is Here regtig, pak alles. Beteken dit my werk ook? Ek wonder waar maak ons die grootste impak in ons lewe? Waar spandeer ons die meeste van ons tyd? In die werk, nee. Hy sê pak alles gemotiveerd aan. Werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Weet dat die Here julle met 'n erfdeel sal beloon. Die eienaar vir wie julle werk is Christus. Wanneer ek wedergebore is, het ek 'n ander eienaar en sy naam is Jesus en ek werk vir daai eienaar in sy land, in sy koninkryk. En ek werk vir hom. So alles wat ek doen ek asof ek dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Hy kom skep hierdie begeerte in my om te dien. En ek is by die laaste gedeelte, sê saam met my M. Okay, sê saam met my vorm. Vaardighede, ondervinding, roeping en M staan vir motivering.
Sê gesaam met my, bewaar jou hart, want dit bepaal die hele koers van jou lewe. Spreuke 4 praat daarvan, nê. So dit wat in jou hart aangaan, bepaal jou hele lewe. En wanneer ek praat oor motivering, praat ek eintlik oor jou passie. Ek praat oor dit wat in jou hart aangaan. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 14. En Paulus het hierdie geskryf. Hy sê, die liefde van Christus dring ons. Sê saam met my, die liefde van Christus dring ons. Luister, daarom, wedergebore kinders van die Here kan nie net sitplekke warm sit nie. Ek kan nie net 'n lewe leef ter wille van myself nie. Dit gaan nie meer oor my nie. Ek word deur ietsie anders te gedring. Ek word deur ietsie anders te gemotiveer. En dis die liefde van Christus. Dis die passie van God. Dis die vuur van God wat hier binne in my hart en in my lewe kom werk. O, ewe skielik besef ek lewe nie meer vir myself nie. Ek lewe nou vir die Here. Motivering is daardie vuur. Is daardie passie. Musiekdepartement wat veroorsaak dat jy 6 uur in die oggend hier by die kerk is vir 'n diens. Halleluja. Dat die sonnaskool mense al, Christel en Carmen al van 6 uur af broodjies smeer op 'n Sondagoggend. Die kinders kom eers 2 ure later, maar ons smeer broodjies. OK. Mense kyk na julle en vanoggend as ek by die kerk en Byron was voor my by die kerk. Hy sê, lekker om voor die pastoor by die kerk te wees. OK. Hoekom gebeur dit? Gaan dit oor dat ek so oulik is? Gaan dit oor dat die gemeente so oulik is? Dis die liefde van Christus wat in julle harte werk, want julle alles wat julle doen julle dit asof julle dit vir hom doen. Dit is sy liefde wat ons dring. Daarom is julle wat by die Beraad is, by die Beraadsvergaderings. Daarom reël ons kampe. Want ons wil mense vir die Here wen. Daarom reël ons uitreike. Daarom wil ons 'n verskil maak, want dit is die liefde van Christus wat ons dring. So ek wil vanaand vir jou sê, gebruik wat jy het. Moenie wag op dit wat jy nog nie het nie. Ek sê dit al jare vir jong mense. Doen wat jou hande vind om te doen. En vinnig sal jou hart vir jou sê wat om te doen. En daarin wil ek jou aanmoedig, as jy gaan wag vir die perfekte dag, dat die Here uit die hemel met jou gaan praat en sê, dit is wat jy moet doen, gaan jy lank wag. OK. Want die Here het al reeds vir jou sekere vaardighede gegee. Hy sê, gebruik daardie talente, moet hulle nie begrawe nie. Jou lewe en jou ervarings was jy verniet, jy het ondervinding gehad. Man, as wedergebore kind van God, het jy roeping oor jou lewe. Jy is nie net gered nie, jy is geroep om 'n verskil te maak. Halleluja. Maar jy het 'n motivering hier binne in jou. Jy besef ek lewe nie vir myself nie, maar ek lewe vir koning Jesus. Daarom sê ek, en ek kom by hierdie plek wat ek sê, Here, ek gaan doen wat my hande vind om te doen. Dit is jou roeping. Jy is 'n instrument van besonderse gebruik. Wanneer God jou gebruik, is dit presies waarvoor hy jou bestem het. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil 'n lewende, sê saam met my lewende, bruikbare, vreugdevolle instrument wees in die Here se hand. Mag dit jou begeerte wees vanaand. En ons almal sê, halleluja. Sê gou saam met my, ek is gevorm vir 'n tyd soos hierdie. Kom ons sluit ons so. Bid ons.